Jesus, we have the victory. Praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Lord, we have it. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Who can tell what God can do? Who can tell of His love for you? In the mighty name of Jesus, we have the victory. We have the victory. We have the victory. Lord, amen en amen en amen. Prys die Here. Nou daai wonderlike noot, we have victory. Ja, ons het oorwinning in Jesus. Ja, deur die seën van God die Almagtige, deur sy woord. En daarom kan ons net vanoggend al die lof, al die eer en al die verheerliking aan die Here gee. So kom vanoggend, kom wees deel van die gemeente. Welkom aan elkeen. Julle wat ingeskakel is, julle wat hier is, julle wat nog gaan inskakel, julle wat nog besluit om in te skakel, julle wat ook volgende week gaan inskakel, maar welkom nou. So ja, wees geseën, wees gegroet. Kom ons aanbid die Here. Here Abba Vader, ons kan net vanoggend voor die troon van genade wees. Ons kan net jubel en ons kan juig aan U. Here, ons kan net ons vertroosting vanoggend by U kry. Here, ons kan alleenlik na U toe kom deur U Seun Jesus Christus, waar die weg is, die waarheid is, die lewe is en die lig is. Here, dankie vir Jesus, dat hy vir ons gesterf het aan die kruis. Here, dat hy vir ons gekruisig is, en ook die dood oorwin het om op te staan, dat hy victories is oor die dood. Here, hy is triomferend oor victory ook. Here, dit is my God. Here, hy wat opgevaar het na U toe, sodat ons die belofte kan ontvang wat die Heilige Gees is. Dankie, Here. Here, baie dankie vanoggend, Here, dat ons hier net by mekaar is, net om U te loof, te prys, te eer te gee. Here, net om in U rus in te wees. Net om vanoggend, Here, te kon hoor wat het U vir ons te sê. Here, laat U met die hart van die mens sal praat vandag in die magtige naam van Jesus Christus. Here, dankie, Here, in Jesus naam. En ons sê amen. Prys die Here. Julle nie skrik gemaak nie, ek was net bly om vir die Here te wys ek is hier. Here, dankie ook vir daai lekker geur vanoggend hier in die gemeente. Ja, Here, dankie, Here. Amen. Ja, die tannie wag, sy wag, laat ek sê, dis haar beurt. Hoe lang gaan ek nog staan? Nee, ek was geen maar vaar. Daar sê, dis nou haar beurt. Goeiemôre elkeen vir julle. Baie welkom hier by ons uitsending. Die Here se naam sal ons groot maak, altyd weer. Ek gaan vir die volgende lekker bietjie stil staan met julle by Matteus 6 vanaf vers 19 af. Julle kan maar gerus 'n bietjie hierdie skrif, ek weet baie om sommer kwartier die hele hoofstuk. En dit gaan rondom finansies. Jy weet, geld is die middel wat alles vir ons bring in hierdie lewe. Maar dit koop nie vir ons 'n kaartjie hemel toe nie. Dit het geen doel op ons pad hemel toe nie. Want die woord van die Here sê in hierdie stuk, moenie vir julle skatte op hierdie aarde bymekaar maak nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar mot en roes dit nie kan aankom. Dit is amper vir my soos 'n versekering wat jy uithaal. Want hy sê, ons kan nie sonder geld wees nie. Die Here het vir ons finansies voorsien om te kan koop en te kan verkoop en om te kan lewe. So ons moet finansies hê, ja. Maar moenie dat dit jou middel raak om te loof en te prys en te aanbid en jy God heeltemal agter sit. Dit was nooit God se bedoelendheid dat dit moet gebeur nie. Nooit nie. Hy het juis finansies daar geplaas, hy het juis geld daar geplaas om jou opregte liefde vir hom te toets. En wat doen ons? Ons val die toets hier
100%. Want ons kan laatnagte dinge wil reël, laatnagte plekke wil bywoon, en net geld sorg dat ons geld het. Deur die nag sit ek agter die dommelmasjiene, deur die nag sit ons en drink en kuier met partytjies, maar môreoggend is ons nie in die kerk nie. Dan is daar nie geld vir God se werk nie. As jy enige iemand, waar enige bekleierery of gestryery is, glo jy vir my, die middelpunt daarvan is oor geld. Jy kan mense enige ding vra, maar moet hom nie vra of met hom praat oor finansies nie. En dan dink hulle dat ons wat in die bediening is dom. Hulle dink al die pastore en hulle vrouens is dom. Hulle weet niks. Weet jy kan 2-3 woorde sê en ons kyk reg deur jou. Dit help nie om by die lottomasjien op 'n Saterdag aand te sit, saam tot watter tyd om 'n kaartjie te koop, om die lotto te wen, net om jou kinders te help en vir die kerk geld te gee. Jy gaan dit nooit regkry nie. God het gesê, kom vra van my, kom belê by my. Hy sê net hierdie, ek gaan net vanmôre hierdie een skrifgie met jou hoor. Hy sê, niemand kan twee Here dien nie. Amen. Want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. So vanmôre, as ek kyk na mense se lewens, dan sien ek, hulle het die mammon, alles gaan rondom mammon. Jy weet hoe ons geskape is, en het ons nie kon kies wat ons wil wees nie. Ek kon nie kies, ek wil 'n Suid-Afrikaner wees nie. Ek kon nie kies, ek wil in Amerika wees nie. Ek kon nie kies, ek wil in Japan wees nie. Ek kon nie my velkleur kies nie. Dis dinge wat die Here daar geplaas het. Maar ek kan kies of ek God wil dien en of ek mammon wil dien. Daar's sekere beginsels in die woord van God wat rondom finansies en rondom my plek daarbo wat my God, ek gaan volgende week 'n ander gedeelte deel in hierdie hoofstuk. Vandag gaan dit oor, jy kan nie God en mammon dien nie. So wie dien jy vandag? Dien jy God of dien jy mammon? Jy het so gewikkel en geweeg en so hard gewerk deur die hele week aan jou eie planne om daar te skep om finansies te kan hê. En vandag is dit Sondag. Waar is jy vandag? Is jy in die kerk? Is jy by God se wil? Of het jou finansies jou uit die kerk uitgehou vir die oggend? Dis nie God se doel nie, mense. Dien die Here en betaal jou tiende. Jy weet, as ek kyk net na ons omstandighede in ons kerk, dan sien ek dat die Here ons seën op alle gebiede, sonder dat hier mense is in die gemeente wat ons met geld dra, sonder dit. God seën ons op sy maniere en ons kom nooit tekort nie. Nooit nie. Pastoor het al hoeveel keer vir julle getuig dat as die pen opgaan en sê, Here, dis tyd vir my vir 'n verhoging. Jy kan God vra vir 'n verhoging, maar julle wat werk, as die baas sê jy moet die naweek werk, as jy, jippie, ek gaan werk, want ek kan nou oortyd boek. Enigiets, maar plek sit die ene kerk toe kom, die Here se verhoging is groter as wat die baas se verhoging is. Baie groter. Die Here sorg vir jou op elke area. Al wat die Here van jou verwag en vra, is betaal jou tiende en jou offergawes. En ons skop en beklei so teen dit. Nou weet ek nie, as ons dit nalaat, hoe kan ons verwag om in die hemel in te gaan? Daar's nie 'n manier nie. Jy kan nie, daar's geen waarborg, daar is nie eers 'n brief vir jou nie, jy het geen toestemming eers van die Here of van God die Vader af, dat jy die hemel sal gaan maak nie. Nou sê die mense vir my, omdat die pastore kry so baie geld in hulle gemeentes, dis nie jou saak nie. Dis die Here se saak as hy daai pastoor seën met 'n salaris. Dis nie jou probleem nie. Jou probleem is dat jy moet geseën wees. As ek teruggekom weer na ons omstandighede, wil ek jou sê, as ek 'n buitestander is, sal ek wil wees waar God seën. Ek sal wil wees waar God werk. Ek sal wil wees waar die Here se oorvloed sigbaar is. Ek sal my nie onttrek van so 'n plek af nie.
Maar nou onttrek julle en julle sit by die huise en wat gebeur? Die duiwel val vir julle aan van alle kante af. En dan as ek met julle praat oor iets en sê, maar dis nie reg nie, jy kan nie God se seën verwag nie, dan blaas julle op soos brilpaddas, julle sit nog steeds by die huis, en julle kry niks, julle, daar's geen seëninge vir julle nie. Mense, hoe werk julle? Hierdie woord sê duidelik, jy kan nie twee Here dien nie. Jy gaan daar waar die seëninge is nie. Waar jy 2 sekondes in die kerk is en uit is, net om jou gewete te stroom, ek was in die kerk. Dit gaan jou niks help nie. Jy kan nie lof opspring vir die Here nie, jy kan nie uitdruk gee vir die Here nie, jy kan hom nie groot maak nie, jy wil hom nie dien met jou finansies, wat hy jou mee seën nie. Ek hoop jy weet dat jou salaris is God se seëninge. Ek hoop jy besef, jou inkomste is God se seëninge. As hy hom eendag weerhou van jou seëninge af, waar gaan jy wees? Jy gaan niks meer kan koop nie. Hou op met hierdie wêreldse goed en kom ons draai na God toe. En ons sê, Here, ek weet van mense wat so baie polisse gehad het, dat daar nie 'n manier is dat hulle op hulle ou dag sou swaar kry nie. Daar is nie 'n manier. Weet jy wat, hulle is uit alles uit in hierdie laaste 10 jaar van ons land se omstandighede. Daar's nie finansies oor nie, daar's nie polisse oor nie, daar's niks oor nie. Wat wil God vir jou sê? Bly in my wil, doen wat ek vir jou sê, en ek sal na jou kyk. Die Here sê in hierdie stuk, ek gaan dit volgende week, en die paar weke daarna gaan ek oor hierdie stuk praat, oor net die een hoofstuk. Hy sê, let op oor die lelies van die veld. Hulle spin nie, hulle worry nie oor die dag van môre nie, want God sorg vir hulle. In ons eie omstandighede weet ons nie eers elke dag, waar kry ons vanaand ons kos vandaan nie, maar weet jy wat? Vanaand het ons kos, en die beste, die Here dra ons deur. Hy voorsien, want hoekom? Ons doen ons deel reg. Ons bly by die Here se voete. Ons bly in die beginsels wat God geskep het. Moenie daaruit beweeg nie. Jy maak jou en jou familie baie seer en bring baie skade. Here, vanmôre wil ek U vra dat U ons getrouheid sal leer. Dat U vir ons dit sal kweek in ons verstand en in ons hart, dat dit wat ons het is nie ons nie, dis God wat dit vir ons gevoorsien het. Ja, ek werk, maar as God my nie die genade gee om te kan werk nie, die wysheid, die krag om te kan opstaan nie, en ek kan nie gaan werk nie, waar gaan ek 'n salaris vandaan kry? Hoe gaan die mens 'n besigheid in stand hou? Dis net onmoontlik. En dit is 'n oogklip, en daai goed bestaan nie meer nie. Wil die mens dan altyd eerder swaar kry, harde lesse leer, soos ek altyd bid, Here, praat met my sagkens, praat met my gesin sagkens, praat met my kinders sag, Here. Maak ons geestelike ore oop. Here, praat met die gemeente sag, maak hulle geestelike ore oop. Moenie met hulle hart praat nie, asseblief, Here. Ek smeek dit daagliks in my gebede. Maar die mense het so hard geword, Here, hulle luister nie meer nie. En voordat jy jouself kan dink, en voordat jy weer kan praat en kan waarsku, dan hoor jy maar net van swaar dae het gekom wat hulle oor hulle geroep het. En Here, ek wil U vra, bewaar ons van dit en maak ons geestelike ore betyds oop, dat ons sal besef, al is dit 'n staatspensioen wat ons kry, as die Here se wil nie daarin is nie, sal jy dit nie kry die einde van hierdie maand nie. Jy sal dit nooit weer kry nie, as dit nie God se wil is nie. Maar hy sorg vir ons dat ons dit kan kry. Hy voorsien dit. Deur die weë en deur die kanale dat dit nog daar is. Wat gaan jy doen as dit weggevat word? Waarvan gaan jy leef? Is dit dan nie die moeite werd om by God se werk te staan en by God te belê? En sê, Here, omdat ek gee, omdat geld nie tussen my en U gaan kom nie, omdat ek my hart wil oopmaak vir dit wat U daar stel, dat U altyd na my sal kyk. Maak nie saak hoe nie, Here, maak nie saak wat die omstandighede is nie.
As ons mense in Suid-Afrika by nou nog nie wakker geword het nie, sal ons nooit wakker word nie. En daaroor, Here, dankie vir hulle wat belê in u werk, want dis 'n belegging. Daai 10de is 'n vaste belegging. Dankie daarvoor. En ek wil u vra, seën hulle mildelik. Hou hulle hande geseën, hou hulle liggame gesond. Seën hulle gesinne. Seën hulle besighede, seën hulle werke, Here. Dat hulle dit altyd sal hê. Here, en weer maak hulle voorspoedig. Bring hulle in die geselskap van mense om hulle te eer, dat hulle belegging wat hulle by u doen, sal deurskemer na hulle kinders toe, en dat hulle kinders wat nog nie eens gebore is nie, al in hierdie oomblik sal besef, hierdie is 'n Godvreesende huisgesin. Hulle doen die beginsels wat my God daar stel. En hou ons getrou in Jesus naam. Seën hierdie diens, Vader, seën die woord, Vader, en ons bring al die lof en die eer aan u. Amen en amen. En amen. Prys die Here. En dan kan jy bysit, om jou 10de te betaal is 'n teken dat jy vertrou op die Here. Soos jy nie vertrou nie, moet jy betaal. Ja. So ja, prys die Here. Kom ons loop en prys die Here vanoggend. Gloria al Oh
is so, ons moet opborrel vanoggend, man. Ons moet onsself verbly in die naam van Jesus. Halleluja. Want hy is ons koning, hy is ons Here, hy is ons God. Hy het jy nie geweet Jesus het opgestaan nie. Halleluja. Soveel mense gaan kyk nog op die graf leeg is. Plots dat net die Bybel lees, ek kan al baie geld spaar. Prys die naam van die Here. Seker voorreg om daar te wees. Ek het nie Awesome.
van Jesus jou kan red. Die Here kan jou red, die Here kan jou genees en hy kan jou doop met sy Gees. Ek wil jou net vertel vanoggend, Jesus is jou antwoord. Mag nie saak waar jy gaan nie, mag nie saak wat jy wys nie. Ons almal het gesukkel, ons almal wys. Ja. Kom, die vensters van die hemel is vir ons geopen. Windows of heaven are open, the blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave him my offensive garments, he gave me a robe of pure white. I'm feasting the manna from heaven, and that's why I'm happy today. The windows of heaven are open, the blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave him my all-battered garments, he gave me a robe of pure white. I'm feasting the manna from heaven, and that's why I'm happy today. I'm feasting the manna from heaven, and that's why I'm happy today. Prys die Here, dit is hoekom ek gelukkig is vandag, man. Prys die Here. Thank you, Jesus. Halleluja. Tell me it's who's Jesus. Tell me it's who's Jesus. I'm from love. Tell me it's who's Glory, glory, hallelujah. Amen. Kom ons sing die laaste liedjie saam. Kom ons maak die naam van die Here ons op God. Halleluja, sy is op die dansie. Kom ons skep ons. Lewend maak en Gees. Kom volgende na die volheid.
Kom o Skepper Gees. Kom o Skepper Gees. Here kom vanoggend. Kom Heilige Gees. Gees van God. Kom nader na ons, Here. Here, ons wil vanoggend nader na U kom. Ons wil nader na die woord toe kom. Ons wil een met U wees. Here, leer ons in die waarheid. Leer ons, Here. Wees U ons trooster. Wees U ons God. Wees vir ons, Here. Maar kom in die grootheid. Kom in die magtigheid. Maar kom in die heerlikheid. Kom vanoggend, Here. Ons dors vir U. Lei ons in die waarheid, Here. Ja, Here. Ja, Here. Leer ons. Asseblief, Here. Yes, U my toepas, Here. Skepper kom vanoggend die Here toe loop en te prys en te weet, hy is God. Ja, prys die naam van die Here. En ons sê dankie, Here, dat ons vanoggend, Here, U kan aanbid met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, Here. Here, ons vra U, Here, werk my daar agter die ou ruwe kruis. Here, spreek U met die hart van die mens, Here. Here, leer ons hoekom die Heilige Gees nie in ons werk nie. Lei ons in die waarheid, Here. Asseblief, Here. Here, kom in die geestelike autoriteit, Here. Spreek met die hart van die mens. Here, praat met elkeen van ons in die magtige naam van Jesus Christus. Dankie, Here. Dankie, Here. Halleluja. Prys die naam van die Here. Gloria, halleluja. En ons sê amen. Amen. Welkom. Ek het al welkom gesê, maar ek sê weer welkom. Welkom is nou nie in die Vrystaat nie, dit is hier welkom op by die gemeente vanoggend, hoor. So, ons is nie nou in die Vrystaat nie, ons is nou hier in die gemeente, hier by die Here. Ek is besig met week 30. Hoekom die Gees van God nie werk nie. Mense, die grootste ding wat die Bybel my leer, is, dat ons geneig is om te sê, ons glo. Yes, my honde glo ook, ek gaan vir hulle kos gee. Maar hulle weet nie wanneer nie. Daar is 'n verskil van glo en vertrou. Ja. Vertrou, weet jy, God gaan voorsien. God gaan antwoord. Maar glo is net 'n kwessie van, jy weet nie van wanneer, jy weet nie wanneer nie. En dit maak ons twyfelagtig. Daarom wil ek jou vanoggend gaan ons praat oor die vertroue op God. Want baie van ons sê ek glo, maar maandagooggend hulle dink hulle ek is 'n ATM. Hulle verstaan nie. Hier staan ek is nie 'n ATM nie. Hier staan deeltallers. En prys die Here. En ek het die hierso, sê vir my nie, so dis my ander mense, maar gelukkig dis nie die Here nie. Jy weet, eerste plek. Kom aan, Louis het nou vanoggend so getouch. Eerste plek. En ek wil dit net bysit by vanoggend se woord van bemoediging daar by ons tiendes. Om te vertrou, gee jy aan God. En elke keer wat hy vir jou gee, gee jy terug aan God. Dit is my vertroue wat ek in God het.
Nou, die woord het ons nou die afgelope 2 weke gesien. Die eerste een was dat ons die volle wapenrusting moet aantrek. Verlede week het ek gepraat om jou stand in te neem, maar jy kan nie jou stand inneem en op die woord van die Here staan as jy God bedrieg nie. As jy as jy vir die Here lieg nie. As jy nie tyd maak vir God nie. As jy nie tyd in jou verhouding het met hom, wat hy sê, hy sê 10% 'n dag. As jy nie 2 ure en 40 minute in jou stille tyd kan bid, ek praat nie van woord op Facebook sit, almal doen dit. Maar niemand raak stil voor die naam van die Here nie. Niemand gaan sit in die teenwoordigheid van God nie. Dit is waarvan ek praat. En dan ook, om te vertrou, is om jou 10 te gee en te sê, Here, ek weet al, kom ek short, is hy nog steeds daar. Is hy nog steeds in beheer. En nou vanoggend moet ek jou leer om in jou volle wapenrusting aan te trek. Die voete, die belt, ek gaan nou nie elkeen by die naam noem nie, want die Here wys my, ek moet net sê, die voete, die belt, die borswapen, die helmet, die skildpad in jou arme, die swaard wat die woord van God is. En om dit te doen, moet jy kan vas staan in die Here. En jy kan nie vas staan as jy God beroof het nie. Want die vyand weet, jy lieg. En jy het 'n oop deur om jou te verwoes. So, hy weet, jy's nie ernstig oor God nie. Hy weet, jy bedoel nie, want jy het nie eers tyd met die Here nie. Daarom moet ons terugkeer na die beginsel toe, om te kan vertrou op die Here. Wat sê Spreuke vir ons? Spreuke 3 vers, wat ek net daar sien. Prys die Here. 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Nou hoekom nie op jou eie insig nie? Kom ek sê vir jou hoekom. Want op jou eie planne, jou eie insig, gaan jy genok word. Gaan jy dit nie maak nie, gaan jy nie kan staande bly nie, jy gaan verniel word. Moenie met jou menslike verstand dink om God te dien nie. Die woord sê vir jou uitdruklik, hierso in Spreuke 3 vers 5, sê vir jou, so mooi vir jou, vertrou op die Here met jou hele hart. Met jou hele hart. Wanneer jy jou stand inneem teen die vyand, kan jy nie half aangetrek wees. Want die vyand weet, jy lieg. Die vyand weet, jy kan nie op God se woord staan nie, want jy steel van God, jy beroof God. Jy gaan nie in die koninkryk in, want 1 Korintiërs 6 vers 10 sê, 'n dief en 'n rower sal die koninkryk word, en 'n kwaadspreker, en 'n hoereder, en gaan kyk al die ander dinge. Sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Dit gee nie om hoeveel keer jy bid nie. Die vyand ken, hy weet jy steel. Hy weet, as jy gaan stand neem, jy's nie ernstig nie. Hy het die reg om jou te verniel, want Johannes 10 vers 10 moet in vervulling kom. Die dief het gekom om te steel, te verwoes. En so, hy het die reg om jou te verniel. Jesus het gekom om daarin te vernietig. Maar jy kan dit nie doen as jy nie op God kan vertrou. Jy kan dit alleen doen met jou hele hart. En op jou hele hart sê jy, Here, ek maak my tyd met U. Ek staan my tyd af met U. Ek sit my selfoon een kant, my afgod een kant. Want baie van ons selfone is afgode. En moet net nie vanoggend op die selfoon kyk, jy wat sleg is nie. Na die woord van die Here nie. Kry 'n Bybel. 'n Bybel lyk so. Kry die boek, merk wat ek volgende vir jou gee.
'n slegte mens gebruik 'n selfoon om die woord na te slaan. Want jy moet dit merk. Jy moet dit gaan bepeins. Jy moet dit voor die Here gaan lê. Kom ons gaan aan. Ek gaan jou nou vertel hoe sleg is jy nie, maar kom ons gaan aan. Ten minste weet jy dit. 1 Korintiërs. Kom ons gaan na die boeke van Korintiërs. Ek was dan nou in die boeke van Korintiërs. 1 Korintiërs 16. Dit gaan die laaste boek van die eerste Korintië, die boeke van die eerste Korintiërs wees. Okay. Vers nommer 13. En dit waarmee ek afgesluit het verlede week. Waak, staan in die geloof en wees manlik en sterk. En daarom, mense, moet ons stand inneem teen die vyand. Jy kan dit alleenlik doen as jy die volle wapenrusting het. Jy kan dit alleenlik doen as jy God nie beroof nie. In jou tiendes nie. In jou stille tyd. In die woord wat jy met God moet hê. As kan jy alleenlik stand hou en voor God staande bly. Want dan is jy nie 'n leenaar nie en die vyand het geen reg nie. Onthou Jesus se woorde was, die vyand het niks teen my nie, so hy kan my niks doen nie. Omdat die vyand dit het teen jou, kry maar vir jou. Ek gaan nie vir jou nou daaroor preek nie, ek sê vir jou, hoe om te staan in die naam van die Here en te betrou op God. Hoe om 'n reg te maak met die Here. Waar die fout is, hoekom die Gees nie werk in ons lewe nie. Hoekom die Gees nie deurkom nie. Hoekom die woord nie in vervulling kom nie. Hoekom verniel die vyand ons. Hoekom loop ons families deur. Hoekom kry ons so baie seer, pyn, huwelike probleme. Die antwoord is simpel. Ons dien nie die Here nie, ons gee voor. Ons vertrou nie die Here nie, want ons is te veel op WhatsApp. Ons vertrou nie die Here nie, want jy die Here vertrou het, sal jy geglo het. En as jy geglo het, sal jy weet, jy moet 2 ure en 40 minute vir die Here afstaan. Sal jy weet, jy moet jou tiende betaal, sodat die vyand niks teen jou het nie. Jesus het vir ons so mooi voorbeeld kom stel, maar ons lees nie die woord nie. Ons wil hoor wat het Pietie en Kossie te sê oor die woord. Dan kan ons net sê, amen, ons luister nie eens die hele woord nie. Gaan kyk 'n bietjie op Facebook en WhatsApps. Jy sit 'n ding op, of ek sit my boodskap op. Hulle luister nie eens na die boodskap nie, hulle amen. Hulle is te sleg om die woord van die Here te luister. Wanneer die waarheid vertel word, dan amen hulle net, al weet eers waaroor die woord gaan. Ons nasie is slegter as sleg. En dan huil hulle kry nie werk nie, hulle huil. Ons word aan die vyand oorgelewer, hulle huil. Pryse gaan op, hulle huil, hulle het nie geld nie. Maar ons kan nie vertrou nie. Ons kan nie vertrou nie, die woord is duidelik, vertrou die Here met jou hele hart. Staan vas in die Here. Neem jou stand. Ja, maar ek neem my stand. Jy kan nie jou stand neem as jy God beroof nie. Jy het 'n oop deur. En die vyand weet. Hy weet van elke deur wat oop is. Daarom nok hy jou. Daarom val jy. Daarom kom jou goed nie in jou begeertes, dit wat jy vra, jy kry dit nie. Want as jy alleen lewe, gaan jy alleen kry. Nou vanoggend, die woord sê, dien God, vertrou op hom, met jou hele hart. Hierso sê hy, waak, staan in die geloof. En jy sal in die geloof moet staan. Jy sal jou plek moet in. En sê, vyand, ek is nie bang.
God het my nie 'n gees gegee van vreesagtigheid. Jy wat verniel, ek kom teen jou. Jy wat die slagordes van God uitdaag, die lewendige God van Israel. Wat het Dawid gesê? Hy het gesê, die Here gaan vir jou liggaam vir my gee. Wat ek hulle kan gee vir die voëls van die hemel. Want ek gaan oor jou loop. En jy kan nie in daai posisie staan teen die vyand met oop deure nie. Hier sê die woord vir jou, in geloof. Nou in die geloof staan ons. En ons kan sê soos koning Jesus sê, die vyand kan my deursoek. En hy gaan niks kry teen my nie. So ek staan in die geloof. In die naam van die Here, die God van Israel. En dan kan die Gees van God werk. Kom ons kyk na die volgende een. Die 2 Korintiërs. Blaai net een bladsy om man. Hoofstuk 1 vers 3 en 4. Hy sê, geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting. Die God van ontferming, die God wat omgee, die God wat almagtig is, die grootheid, die magtigheid, die een wat die heerlikheid besit, die een wat kan. Want hy is ook die God van vertroosting. Wat vir jou is en nie teen jou is. Wat ons vertroos in al ons verdrukkings. Maar jy kan dit alleen kry as jy vas staan in die geloof. Jy kan dit alleen kry by die Here. As jy op hom vertrou, met jou hele hart, jy nie oop deure het nie. Kan jy weet, die God, wat hemel en aarde gemaak, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat gesê het, ek is wie ek is. Die Vader van ontferming, en die God van vertroosting, is vir jou, en nie teen jou nie. Hy is saam met ons, want waar jou hart is waar jou skat is. So waar is jou hart? Waar is jou hart volgens? Waar is jou hart? Ek staan in die geloof, want ek vertrou hom. Ek staan in die geloof, dat die vyand niks het teen my nie. Ek staan in die geloof, dat ek nie skuldig staan elke dag, dat ek God nalaat nie. Dat ek my 2 uur en 40 minute wat ek het met God, minag. Dat die vyand geen reg het om my te verniel nie. Ek betaal my 10de, sodat ek nog in die geloof kan staan, en nog meer rede het, om te kan glo, om te kan vertrou, want God is die God, die Vader van ontferming, die God van vertroosting, in alle verdrukkings, die Bybel sê in alle verdrukkings, so ek sal dit kan hanteer. Hoekom kan jy dit nie hanteer nie? Hoekom word jy na trane toe gedryf? Hoekom is dit so erg dat jy nie weet wat se kant toe is uit nie? Dit is so maklik, want die Gees kan nie werk nie, want ons bedrieg die Gees. Die Gees van God werk wanneer jy in die geloof staan, jou stand neem teen die vyand. Die Gees van die Here, want wat sê, ek het dit al gepreek, Efesiërs 2 vers 18, hy sê vir jou, dat ek en Jesus, ek en die Woord, het die toegang, deur een Gees, na die Vader. En wanneer ek in die geloof staan, en God, die Vader is, van alle ontfermings, van alle vertroosting, van alles, as hy die Vader is van alles, dan kan ek net op hom vertrou. Ek kan my stand inneem.
Ek kan staande bly. Ek kan opkyk na die Here. Ek kan weet hy gaan deurkom. Ek kan weet hy gaan aan. Ek het versekering dat my gebed verhoor word. My God kan dit nie in bakstene of in die plafon weg nie. Ek bid nie teen 'n muur vas nie. Ek bid tot in die troonkamer van die Here. Want ek het die versekering. Want nie die vyand kan die liefde van wat God het vir my weerhou om by God uit te kom. Die vyand het geen reg nie. Hy het geen aanspraak op my. Hy het niks teen my nie. Jesus self het dit gesê. Hy het niks teen my nie. Prys die Here. Deuteronomium is 31. Deuteronomium 31 Wyksal. Halleluja. Vers 8. Bobbietjie. Vers 8 sê hy druklik vir jou. En dit is die Here wat voor jou uittrek. Dis die Here is wat voor jou uittrek. Dis die Here wat genade het vir jou. Dis die Here wat vir jou sal stry. Dis die Here wat vir jou is, want hy is die Vader van ontferming, van alle ontferming. Hy is die Vader van alle liefde, van alle gawes, van alle mag. Hy is die Vader. Op wie ek vertrou. Maar hy is die een wat uittrek, nog voordat jy uitgaan. Hy sal met jou wees. Presies wat Hebreërs 11 vers 6 sê. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie, hy gaan jou nie so los nie, man. Maar jy moet jou stand neem. Vroeg in die Bybel is dit al gesê, en agter in die Bybel is dit gesê. Hoeveel keer? Jesaja het ons gesê, moenie my vrees kyk nie, moenie links en regs kyk nie. Maar ons hardloop, Kosie, hoor jy nie my geld om te leen nie. Hoor jy, kom ons bel vir pastoor. Ek het nie kos nie, waar gaan ek kos kry? Bekeer jou, draai terug na God toe, vertrou op die Here. Hierdie week kry ek 'n oproep. En ek like dit as mense dit vir my sê. En dan kom hulle deur. Hulle kom skyn heilig deur. Dan sê hulle vir my op Facebook, kan ek jou net iets vra? Onmiddellik weet ek hulle soek geld, man. Want hulle self kan nie op God vertrou nie, maar hulle wil ander leer. Hulle wil woord opsit. Maar hulle kom leen geld. Hulle wil ander leer. Dis net soos hierdie ander groepe. Ander mense, almal wil almal leer op die groepe, maar niemand wil die Here op die Here betrou nie. Ek kry al die oproepe van my hartseer. Ek kry al die oproepe wanneer die duiwel verniel. Ek kry al die oproepe wanneer die mense siek word. Omdat hulle nie op 'n lewendige God kan vertrou nie. Die woord sê hierso, hy sê jy nie begewe of verlaat nie. Dan sê hy nog op die einde, en dan kyk van hierdie Deuteronomium 31 vers 8, hy sê, luister, jy mag nie bevrees of verskrik wees. Dit is eintlik baie mooi gestel vir ons. Jy mag nie worry nie. Jy mag nie bekommerd wees wanneer jy op die Here vertrou. Want jy moet in geloof staan. Jy moet jou stand inneem teen die vyand. Jy kan nie kom staan. Ek wil die vyand aanvat. Jy kan nie staan en bewe nie, man. God het my nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie. Wanneer ek my stand inneem, kan ek hom inneem, want ek roep God nie. En ek kan hom vertel, luister jy, ek kan hom vertel waar moet hy gaan afklim, dis in die hel.
En dan kan hy sommer sy pelle saamvat. En al sy gabas. Kyk, dis nou nie katseltaal nie, maar okay, sy gabas kan ook maar saamgaan. Kyk wat sê Deuteronomium, ons bly by aan die boeke van Deuteronomium, want ek moet julle leer vroeg in die Bybel, laat in die Bybel. En in die middel van die Bybel. En sommer 'n bietjie Psalms ook. Deuteronomium 7 vers 7. Hy begin met 'n D, hoor, bedewel. Die Here het 'n welgevalle omdat julle meer was as al die ander volke. Want julle was die geringste van alle volke. Die Here gee nie om wie en wat ons is nie. Die Here gee nie om hoe groot ons volk is nie. Die Here gee nie om hoe magtig ons volk is nie. Want die Here gee nie om op ons rykdom of aan armoede is nie. Die Here gee nie om hoe jy lyk nie. Want jy sonderstel om jou liggaam heilig te hou. Want hy wat jou roep is heilig. Want jy is onderstel om in die woord van die Here in geloof te staan. Nie links en regs te kyk nie. Nie bevrees te wees nie. Want die Here het welgevalle wanneer ons begin glo in hom as 'n volk ook. As 'n volk ook. Maar kom ons gaan aan. Ek het nou net Psalm genoem. Ja, kom ons gaan nou 56. Psalm 56. Dis so daar amper in die middel, man. Hy begin met 'n 5 en 'n 6. Ek gaan nie weer sê wat nou sal ek weer sê. Vers 4. Die dag as ek bevrees is, die dag as ek bekommerd is, sal ek op U vertrou. Dis 'n woord wat ek kan vat. Wat ek kan sê, Here, ek gaan net 'n voorbeeld gebruik. Here, ek het vandag nie kos nie. Here, weet jy wat ek vanaand gaan eet? Here, ek gee nie om nie. Die vyand kan my deursoek, hy kan my alle rande nonsens kom vertel, maar ek sal nie sy leuns glo nie. Here, ek sal in die geloof staan, want U sal deurkom. U sal antwoord. Here, ondersoek my hart en kyk of daar enige bedrog is. Here, ek kan bid nie vir 2 uur en 40 minute, ek loop 'n prysie. Here, ek betaal my tiende. U woord sê ek kan nie toets. Maar U het ook gesê, laat jy die vensters van die hemel vir my sal oopmaak. U het ook vir my gesê, U sal met my wees tot die einde toe. Geen wapen wat die duiwel sal gebruik sal teen my prosper nie. Here, ek sal my stand inneem. Ek staan in die geloof. Al sien ek nie die kos vandag nie. Al sien ek die koskaste is leeg. Here, sal ek in hierdie oomblik glo en vertrou in U. Sal my hoop in 'n lewendige, waardige, onbeskryflike God wees. Sal ek weet, my Vader van alle ontferming sal hom oorferm oor my. In my verdrukking. Dis die attitude wat ek aanneem. Dis hierdie attitude waarom ek staan in die geloof. Ek staan al 17 jaar so. Hoeveel mense wil graag hê ek moet val. Maar God hou my staande. Soveel mense wens ek wil val. Maar God hou my staande. Want ek weet wie ek in Christus is. Ek weet wie my God is. Ek weet, die Here kan my enige tyd deursoek, dag op nag,
Hy sal nie kry dat ek hom roof nie. Hy sal nie kry dat ek nie my 2 uur en 40 minute nie gedoen het saam met hom nie. Alhoewel ek dit meer doen, dit maak nie saak nie. Maar my 2 uur en 40 minute elke dag is saam met die Here. Nie op my selfoon nie, nie kyk wat sy notifications kry vir 2 uur en 40 minute nie. Want die vingertjies gaan ons net so, plaas dat dit so deur die Bybel gaan. Maar die woord sê, vertrou die Here met jou hele hart. Hy sê nie 'n selfoon nie. En hy selfoon vir my bring dat ek hom stikkend gooi, ek sê jou wys. Kry 'n Bybel, man. Stop die ding op en maak hom oop. Staan op die Here, vertrou op hom. Ek leer jou, man. Maak jou ore oop. Ek kan met jou raas van tyd, dis nou tyd om te raas. Maar ons het tyd vir alles. Jesus, wat die woord is, wat ook die seun van God, wat ook 'n werklikheid is. Moedig ons aan om ons stand in te neem teen die vyand. Julle kyk ook te veel TV, dis hoekom julle survivors is. Ek kyk nie Survivor, want ek is nie 'n survivor. Ek is 'n oorwinnaar. Ek is 'n oorwinnaar en ek kan my oorwinning klein op die belofte van God. Ek kan nie en ek kan vir die Here sê, Here, ondersoek my op die belofte. My vrou kan dit sê. En elke keer wat ek vir die Here alles gegee het, kom ons praat gou oor 10. Elke keer wat ek my 10 aan die Here gegee het, dan gee die Here vir my. Dan haal ek weer my 10 uit, dan vertrou ek van die Here weer. En hy seën my net al hoe meer, man. Hoekom kry jy nie? Maar jy is te bang om op God te vertrou. Ek dare jou vandag, ek daag jou uit om op die Here te vertrou. Ek daag jou uit om op God te vertrou. Want die God wat ek dien, is nie dood nie. Want ek kan in enige benoudheid, enige tyd, kan ek op hom vertrou. Kom ons gaan aan. En ek weet, wanneer ek op die Here vertrou, en ek sien 'n survivor nie, kan ek die vyand verslaan. Kan ek die vyand verslaan? Hoe verslaan ek hom? Nie soos wat ek lyk nie. Wat het hy gedoen met Jesus? Hy het gekom en hy het gesê, U is die seun van God. Sê vir hierdie brood, ag vir hierdie klip al kan brood word. Nou ek gebruik dieselfde. Nou vat ek die woord. Dan sê ek vyand. Die woord van die Here sê, ek sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond uit. Die woord van die Here sê ook, elke woord wat uit God se mond uit gaan, sal voorspoedig wees. Die woord sê ook, jou plek is onder my voete en God sal jou verbrysel. So ek neem my stand in. Hy weet wie ek is. Ek is nie bang vir die duiwel nie. Hy's banger vir my as enigiets anders. Hy verhinder my op baie plekke. Laas Sondag het hy my met die eerste song verhinder, dat ons die Here nie kan loof en prys. En nog steeds was ek 'n oorwinnaar. Nog steeds is ek 'n oorwinnaar. Want die Gees van die Here lei my in alle waarheid. Die Gees van die Here is teenwoordig. Die Gees van die Here is werk. En daarom, mense, om in die geloof te staan met die Gees van God in jou kan werk, deur jou kan werk, deur jou kan vloei, sodat jy nie 'n survivor is nie, maar 'n koningskind. Baie van ons mense is survivors.
Ja, ek kan op die Here vertrou. Oeh, pastoor, ek vertrou die Here, maar ek betaal nie my tiende nie. Daarom is al net survivors, al die broodkrummels. My God gee my 'n oorvloed. Hy het my selfs in die begin van die maand gestuur, Natal toe, my in 'n plek ingeboek het, ek terugkom met geen skuld nie. My oor die R8,000 gekos, waaraan nie geen garantie is van 'n inkomste nie. Geen garantie is nie. Om nog verder te gaan, die Here het gemaak dat my huis voorspoedig is. My vrou het nie short gekom. My vrou het kos gehad. Die mense wat gekyk het na haar het kos gehad. God het so ver gaan dat hy my sê, gee vir hulle X. En hy het my geld gegee om vir hulle te gee. Vir hulle moeite. Want die arbeider is sy loon werd. Hoekom hoor ek die stem van die Here? Ja, maar pastoor, jy is 'n pastoor. Nee, ek vertrou die Here. Ek vra die Here om my hart te ondersoek, om te kyk of daar bedrog is. Ek betaal my tiende aan alles vir die Here. Daarom kan ek in die dag van benoudheid uitroep dat die duiwel verslaan is wanneer ek in benoudheid is. Want dan kan ek jubel en ek kan juig. Kom ons gaan aan. Die woord is kragtig want ek kan voel die gees van die Here dryf my. 1 Korintiërs. Ja, die boeke van Korintiërs, nou weer in die Nuwe Testament, hoor. Kom maar, julle kan nou 'n bietjie nou net nie op julleself gaan kyk nie, asseblief mense. Asseblief. 'n Slegte mens kyk op homself. 1 Korintiërs 10 vers 4 en 5. En almal dieselfde ja, ekskuus. Ja, maar dit is ekskuus. Geestelike rots. Nee man, hoe het ek nou die woord hierso? Ek het nou 'n keer in hier uitgeloop. 1 Korintiërs 10, kyk op vers 5. Ek wonder of dit nie 2 Korintiërs is. Ekskuus, want hy bots hierso met my gees nou hierso en dis hoekom ek nou so een oomblik. Jy sien, dis nou die vyand wat nou my nou kom staan en stupid maak. Hy sê, ja, ekskuus, 2 Korintiërs 10 vers 5 en 4 en 5. Want die wapen van ons stryd is nie vleeslik nie. Dit is nie vleeslik nie, soos jou familie jou sleg sê, is dit nie vleeslik nie. Dis nie die familie nie, dis die duiwel. Jy kan nie stand inneem teen die duiwel nie, want jy beroep God. Jy het 'n oop deur. Die Bybel sê, dis nie vleeslik nie. Luister wat die woord sê. Maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Kragtig deur God om vestings neer te werp. Wanneer jy in die geloof staan, moet jy kan weet, God is die een wat elke aanslag gaan verniel, gaan verwoes. Want hy sê, kragtig deur God om vestings neer te werp. Vers 5. Terwyl ons planne verbreek en alles skans wat opgewerp word teen die kennis van God, elke gedagte gevangen neem tot die gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Hoe word jy gehoorsaam aan Jesus? In die geloof. Want die geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. En jy kan dit alleenlik doen as jy nie deure oop het nie. Jy kan alleenlik in die geloof staan as jy weet jou deur is toe. God hou daai deur vir ons toe. Sy Heilige Gees is hier in my om my te bekragtig, om daai vesting, daai aanslag, daai pile wat op my neer, dat dit deur God vernietig kan word.
En wanneer jy oop deure het, wys die Here nou vir my, kan hy dit nie vernietig nie, want jy lewe 'n lewe, so jy kry al die bakslag. So alles tref jou. Hoekom gaan dit so met my? Omdat jy nie wil wakker word nie. Simpel en dis maklik en simpel. Word net wakker. Vertrou die Here. Want jy het deure oop. Jy het deure oop. Hoekom is jy ongelukkig? Want jy het deure oop. Hoekom het jou lewe gemors? Wat getuig jou lewe? Ek boer. Ek's 'n boer. Ja, hulle boer op Facebook. Hulle plant mielies op Facebook. Hulle plant mielies op WhatsApp. Maar daar waar hulle moet wees, daar is hulle nie. Waar hulle op God moet vertrou, daar is hulle nie. Hoekom werk die Gees nie? Want ons vertrou nie op die Here nie. Ons trek die volle wapen. Ja, pastoor, ek die volle wapenrusting aan. Help nie jy die volle wapenrusting aan, jy te oop deur nie. Help nie, jy bedrieg God en jy probeer op die woord staan nie. Want die vyand, hy is slimmer as jy, hoor. Hy gaan vir jou nok. Ek praat jou nie bang, ek vertel jou. Want jy kan nie staande bly nie, as jy deur oop het nie. Daar's geen manier. Gaan lees wat het Jesus gesê. Jesus self het gesê, die duiwel het niks teen my nie. Niks. Niks. Jesus self het sy tiende betaal. Hy het vir Petrus gesê, gevang 'n vis. Betaal vir jou en vir my ook. Maar ons bedoel, en dit is waar die probleem lê. Dat ons vertroue alleen is. Ons hoop alleen is en nie in God is. In God moet wees. In geloof. Staande kan bly. Kan weet. God gaan die duiwel vernietig. Hy gaan elke vesting neerwerp. Hy is die God. Die Vader. Wat van alle ontferming. Van alle ontferming. Van alle vertroosting. Is hy die God wat gaan deurkom. Hy is die God wat gaan. Hy is die God wat almag. Hy is die God wat die krag het. Die mag het. En die heerlikheid besit. Hy is God. Hy is God. Wow. Hierdie woord is awesome. Dink jy nie so nie? Ek dink so. Hebreërs. Ek praat nie Hebreërs, ons gaan na die boeke van Hebreërs. Hebreërs. Dis 'n bietjie agter in die Bybel, hoor. Daar by 10, is net na 9. Vers 23. Wat sê vers 23 vir ons? Hy sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat dit beloof het, is getrou. Hy wat dit beloof het, is getrou. Maar hy sê ook, laat dit nie wankel nie. Maar ons moet in die geloof staan. Jy kan alleenlik in die geloof staan wanneer jy rein voor God is, skoon voor God is. Dan kan jy voor die giant kom staan. Ek kan vir Goliath sê, man, my God gaan jou size. Hy gaan jou size, level with the ground. Hy gaan jou size maak. En weet jy wat gaan ek met jou dan doen? Ek gaan op jou kom staan. Want my God gaan jou verder verbrysel. Want die woord van die Here sê so. Ek kan nie gaan wankel nie.
As jy aanslaak kom, dan sê ek, wow. Here, dis van die hel. As mense wil begin memoreer en moan en grin, dan sê ek, baie, dit luister hierso. Waar dien jy die Here? Nee, ek gaan nie kerk toe nie, dan sê ek, nee, okay, kry vir jou. Dan sal ook van die slegtes wat sleg is om die Here te dien, wat nie op die Here wil vertrou nie. Wat graag wil hê die duiwel moet hulle verwoes. Dan wil hulle hê ek moet hulle jammer kry. Ek kan dan nie jammer kry nie. My God het vir my gesê, ek moet hom vertrou. Hoe kan ek jou jammer kry as jy daai besluit geneem het om teen God te gaan? Ek kan jou nie jammer kry. Yes, ek het 'n meegevoel vir jou. Yes, that's it. Maar kry jou nie jammer nie. Want ek weet waarheen gaan jy. Waarheen jy gaan en ek gaan is twee verskillende plekke. Omdat jy nie glo nie, is dit 'n plek van onheil. Omdat ek op die Here vertrou, weet ek waarheen ek op pad is. Dis kom Jesus gesê het. Ek weet waarheen ek gaan. Ek weet. Ek kan uitsien na my tyd saam met hom. Kom ons gaan aan. Psalm 100, ja, ons gaan nou weer 'n bietjie by Psalms ook lees. Psalms 145. Dis amper op die einde van Psalms. Dis nie heeltemal op die einde nie, maar dis amper op die einde. 150 se einde. Okay, Psalm 145. Dat ek net daar kom. Ja, julle moet wag vir my. As jy self gebruik, my maat moet julle self neersit. Ek gaan nou hier begin preek met 'n hamer. Ouens wat sleg is, dra self 'n Bybel op self. Ek praat van pastore ook, wat te sleg is om 'n Bybel oop te maak. Psalm 145, vers 18. Hoor wat sê die woord. Jy het die reg om op die woord van die Here te staan as jy nie bedrog in jou hart het. As jy rein is, as jy nie die Here beroof nie. Die woord van die Here sê, die Here is naby almal. So, wat sê die woord? Deuteronomium het gesê, moenie bevrees wees nie. Vertrou die Here. Hy sê jy nooit begewe of verlaat nie. Hierso sê die woord uitdruklik vir ons hierso in Psalm 145. Vers 18 sê die Here is naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom aanroep. Vir 'n tweede keer. Dan sê die woord, twee woorde, in waarheid. In waarheid. In waarheid. Here, leer my in die waarheid. Here, lei my in die waarheid. Hoe? In deur sy Gees. Hoekom werk die Gees nie in jou lewe? Hoekom is jy nie gevul met die Gees? Hoekom het jy die krag van die, omdat jy die Here beroof? Omdat jy nie na God luister nie, nie God vertrou nie. Ag, die woord is awesome. Die Here is naby jou. Hoekom huil jy? Ek gaan deur moeilikheid. Ag ja. Here, het hierdie mense nie ore nie. Ek nou net vir hulle gepreek. Here, ek het my hart uitgepreek in hierdie preek. Ek wil sê hulle vir my, hulle het. Here, hulle hou deure oop, Here. Here, hulle beroof U. Hoeveel keer moet ek dit vir hulle sê, Here? Hoeveel keer moet ek vir hulle sê, hulle het geen reg om op U woord te staan. Hulle kan die woord nie opstaan nie. Hulle kan nie staande maak op die woord nie, Here. Hulle kan nie staande bly nie, want hulle het oop deur. En die vyand verniel hulle, Here. Hulle kan my ook nie aanroep nie, sê die Here. Hulle kan my nie aanroep nie. Hulle het geen reg nie. Geen aanspraak nie. Hulle is nie erfgename. Mense, die
woord is skerp vanoggend. Galasiërs, dan gaan ons weer 'n bietjie agter in die Bybel toe. Nie heel agter nie, so 'n bietjie in die middel van die Nuwe Testament. Galasiërs. Dan 'n bietjie bly op. Leer die boeke ken. So my dokter vra my 'n liedjie te sing vir julle. Dat julle die boeke so kan leer ken. Galasiërs en voor Efesiërs. Sy ken al die boeke van die Bybel. Net op die liedjie. As hy wou praat, dan begin sy die liedjies sing, dan sê sy, okay, sy gaan hom daar kry. Ek kan partykeer lag vir prys die Here. Maar Galasiërs 3 vers 26 en 27. En ek het dit al gelees. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus. Wanneer is dit in die geloof? Wanneer jy stand kan neem in Jesus Christus. Jy kan dit alleenlik doen as jy nie oop deur het. In die geloof. In die geloof. Vers 27. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Wanneer jy jou stand neem en jy's in die geloof en jy kan jou stand inneem en jy kan God vertrou. En die woord is 'n werklikheid wat jou hart deursoek het. Laat daar geen bedrog in jou is en laat jy nie van God steel nie. Laat jy nie God beroof in jou biduur nie. Dan kan die woord jou bekleed met homself. Met Jesus Christus. Maar ja, dit is in die geloof. Jy kan dit nie sien nie. Jou geloof daar kan staan. Jou geloof moet in die geloof staan en stand neem teen die vyand. En stand neem teen die vyand. Prys die Here. Jesaja 41 vers 10. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Hoeveel kere in die woord het ons nie gehoor dat die Here sê, ons dan nog hoor die Here saam met ons almal wat hom aanroep. Hier sê die Here, ek is met jou. Moenie bevrees wees. As jy nie kan vertrou nie, en jy daai oop deur, weet verseker jy gaan genok word. Weet verseker die vyand gaan jou verwoes. Hy het die reg tot dit. Jy het geen aanspraak op die bloed van Jesus. Moenie my sê jy pleit die bloed nie. En die vyand is nie bang vir daai bloed nie, want die bloed wat jy is nie die bloed van Jesus Christus nie. Die woord sê uitdruklik vir jou, 'n rower en 'n dief sal die koninkryk van God nie sien nie. So moenie vir my sê jy pleit die bloed nie. Want baie mense dink hulle kan die bloed pleit. Gaan nie werk nie. Daai bloed is useless. Useless. Hoekom? Want jy deure oop. Jy deure oop. Jy deure oop. As jy in die geloof staan en jy werklik kan jy op die woord van God staan wat sê, Here, ek sal nie bevrees wees nie. Want U sê, U is met my. Almal wat U aanroep, U is saam met hulle. Here, dankie vir die woord. Hy woord gaan verder en hy sê, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek is jou God. Dis hoekom ek my stand kan neem teen die vyand. Dis hoekom ek kan staande bly. Ek is jou God. Dan sê die woord verder, ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En dis wat ek ook gebruik wanneer ek hierdie stand neem. Wat ek op die woord staan, wat ek sê, Here,
Ek steun op die regterhand. Ek leun op daai regterhand. Daai mighty hand, daai outstretched arm. Ek leun op daardie hand om uit te reik na my. Here, ek leun op daai hand om hierdie vyand wat nou hier voor my staan te vernietig, sodat ek op hom kan staan, sodat U hom kan verniel onder my voete. Maar hoekom? Ek staan in die geloof. Ek leer jou die hele oggend om in die geloof te staan. Maar jy moet ook, jy het reg wanneer jy die deur toe het om die woord te gebruik en op God se regterhand, sy uitgestrekte arm, sy hulp wat na my toe kan kom, wat vir my is, nie teen my is, waarop ek kan staan. Ek dink hier is 'n amazing woord. Ek weet nie hoe voel julle nie. Ek voel dit is 'n amazing woord. Jeremia. Jeremia sê net die boek net na hom. Gaan na 17 toe. Hoofstuk 17. Ek dink ek gaan sommer afsluit met hierdie vers. Ek kan sommer voel op my gees julle gaan kwaad word. Maar kom ons kyk maar net eers. Of dit geseënd is die man wat op die Here vertrou. Here. Prys die Here. Geseënd is die man. Hoekom is jy nie geseënd nie? Want jy vertrou nie op die Here nie. Jy kan nie op die Here vertrou as jy oop deure het nie. Weer eens, hoekom ontvang jy nie? Omdat jy oop deure het. Hoekom kry jy nie? Omdat jy oop deure het. Verstaan jy dit? Jy het oop deure. Geseënd is die man wat op die Here vertrou. En wie se vertroue die Here is. Vers 8. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is. Sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as die hitte kom nie. Maar sy blad groen, bly groen. In die jaar van droogte is hy nie besorg nie. En hou hy nie op om vrugte te dra. Jy kan dit alleenlik doen wanneer jy op die Here vertrou. Wanneer jy die deure toe het. Wanneer jy vir die Here sê, Here, ondersoek my. Kyk of daar enige bedrog in my hart is. Kyk of my lewe bedrog getuig sonder dat ek 'n woord sê. Wat sê jou familie van jou? Wat sê jou vriende? Wat sê jou pastoor van jou? Vertrou jy op die Here? Ja, ek sê dit op Facebook elke dag, pastoor. Nee, dit is nie vertrou nie. Daai is 'n leuen, dis 'n lieg, dis 'n leuen wat jy aan vashou. Jy probeer ander impress, jy impress my glad nie. Nog minder God se gees, want jy lieg vir sy gees. Jy lieg vir sy gees. Jy lieg vir God. Mense, ons moet op die Here vertrou. Geseënd is die man wat op die Here vertrou. Wie se vertroue die Here is. Ek kan voel die Here wys my ek moet klaar maak. Ek het baie gesê. Jy het baie om na te dink. Baie om na te dink. Prys die Here vir hierdie woord. Halleluja. Kom ons praat die tannie om vir ons af te sluit. Sy sit al gereed. Kyk net dit. Prys die Here man. Here, baie dankie vir die woord vanmôre wat ons kon geluister het en ingeneem. Dankie vir 'n Bybel wat ons kan lees. Dankie vir die woord wat deur ons spreek met ons harte deur die woord van God. Dat ons ingestel sal wees, Here, dat ons sal sê back to the Bible. Dat ons sal leef die woord wat ons staan tussen hierdie twee harde bladsye wat bestaan in die begin en op die ou einde. Amen, wat sê dit is voldoen. Alles wat in hierdie woord is ja en amen. En iets self gekom om die voorbeeld te kom leef
en te kom stel op hierdie aarde. Die woord sê ook daar is niks vandag wat nie was of wat sal wees nie. Here, en in u tyd was die mens net so moeswillig, was hulle net so afvallig gewees en u het die voorbeeld gestel. U het vasgestaan in die roeping wat God u gestuur het na hierdie aarde toe, u Vader wat u gestuur het. U het vasgestaan, Here, u het mens geword en u het kom doen wat ons self beleef ook elke dag. Daaroor sê u, Here, u weet wat dit is om die pad te stap. U weet wat dit is om ons te help en te lei en te leer in alle waarheid. Dat ons u sal aankleed en dat ons by u sal bly. Maak ons geestelike ore weer eens oop in hierdie oggend, Here, dat ons die insettinge van my God nooit sal verwaarloos of nalat om te doen nie, maar dat ons sal besef en weet, u wil ons seën. U wil vir ons voorspoedig maak. U wil vir ons alles gee. En u het vir ons die beste plek gaan voorberei, maar ons gaan dit nie maak as ons nie bly by die prinsip en die voorlegging van hierdie woord van God wat daar gestel is vir ons nie. Wanneer gaan die mens besef, Here, dat op hierdie aarde is hier vir ons kinders as die Here absoluut niks. Is niks wat ons aangetrok hou tot hierdie wêreld nie. Is niks wat vir ons dit lekker hier maak nie. Ons huis is in die ewige hemel, in die Vader se huis, en vir elkeen van u kinders gaan plek voorberei en vermoere wil ek bid vir elkeen van u kinders. Here, dat ons meer toegewyd sal raak, dat ons meer sal ingestel raak om die regte dinge volgens die woord van die Here te doen en te leef. Wees u saam met elkeen in hierdie week, Here. Bewaar hulle voete van plekke waar hulle nie moet wees nie. Bewaar hulle hart, die woord van God sê, bewaak jou hart. So jy is in bemagtiging om jou hart te kan bewaak teen al die verkeerde dinge. Draai om en stap weg. Moenie deel hê aan hierdie wêreldse dinge nie. Dankie vir die woord wat skerp is. Dankie vir die woord wat met elke hart praat, Here. Ons sal nooit kan gaan sê eendag, ons het nie gehoor nie, of ons het nie geweet nie, ons het nie verstaan nie. Here, wat die woord wat bedien word aan ons bedien op 'n wyse, dat ons dit alles sal inneem en sal verstaan. Dis nie te hoog vir ons nie, Here. Dis net ons wat nie wil luister nie. Want ons sit soos 'n klomp stoute kinders onder 'n boom, en ons luister vir die oomblik, en wanneer die klas verdaag, gaan ons na presies dieselfde plekke toe waar ons was. Amen. Ons gaan tel weer die ou gewoontes op. Amen. Want dit is net te veel om die nuwe pad in te slaan. Amen. Maar eendag wanneer ek wakker word en ek wil die nuwe pad inslaan, is dit te laat. Dan kan ek dit nie meer doen nie. Daaroor vra ek die Here, praat met elkeen in Jesus naam. Dat u woord elke hart sal sag maak en dat die woord met ons sal sê, volg my in Jesus naam. Seën hierdie week, bewaar ons mense, behoed die Here se kinders van elke aanslag van die vyand, en dat ons sal oorwin, en dat ons die deure sal toemaak, dat die wêreld nie sal inkom nie, dat die vyand nie sal inkom met sy liste nie, want hy is baie slinks, maar maak ons harte en ons verstand oop om God te loof en te eer, en te prys en te aanbid met ons alles in Jesus se naam. Seën ook vir pastoor wat hierdie woord vir ons gedeel het, Here. Sien sy bereidwilligheid en sien sy tyd wat hy afstaan saam met u vir voorbereiding, dat u met hom sal praat. Week vir week in hierdie lang reeks alreeds, tog elke week nuut. Seën dit in ons harte in Jesus se naam. Amen. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En
En ons kan net sê amen. Prys die Here. So my broers, my susters, onthou ons kom saam platform. Dinsdae aan uit, ons kom saam wanneer ons bid vir die siek mense. Woensdae aan uit, ons kom saam wanneer ons bid vir die kinders van die Here, ons bietjie worship en prys in die middel van die week. Donderdag aan is dit kom saam, jy moet dit hoor, is my getuienis. Vrydag aan is dit kom saam, ons doen dit weer soos laas week en die week voor dit en die week voor dit en die jaar voor dit. Of die maand voor dit en die jaar voor dit. So ja, kom saam. Kom geniet die tyd saam met ons in die tyd van die Here. Want as jy in geloof is, sal die Gees jou nie weghou. Niks sal vir jou meer belangriker wees as die dinge van die Here. So ja, wees geseënd, wees gegroet. En van my kant af, Shalom, 'n geseënde, mooi, wonderlike week. Wees geseënd. En sing uit na vandag. Prys die Here. Shalom julle.